Nee, kyk, ek moet vir julle sê, hulle sê stadig oor die klippertjies, maar hier by die see raak dit lekker. Interior designing, binnesyse versiering is so 'n lekker onderwerp. Anita het met Annelies gesels oor presies wat dit is wat sy doen, want sy's baie wit en swart, maar tog so kleurvol. Kom ons gaan luister. Goeiemiddag julle in en omers. Ons kuier nog steeds hier so by Grace Eatery reg oorkant die Vredenburg Hoërskool en ons kuier vanmiddag met Annelies Shepherd. Hallo Annelies. Hallo Anita. Baie welkom hier by ons. Lekker om hier te wees. Jy gaan met ons gesels oor binnenshuisversiering. Yes. Dit is wat jy doen. Dit is wat ek doen. Dit is my liefde, dit is my passie. Okay, waar dit begin? Sjoe. Ek dink toe ek baie klein was al, het ek 'n baie definitiewe idee gehad van hoe my ma die huis moet maak. Ja. So ek het gereeld vir haar voorstelle gemaak. Sy het dit nie altyd gevolg nie. Maar later jare het sy tog, ek moet sê, het sy begin luister na my idees en ons het saam gepraat oor idees en ek is maar net nog van altyd af lief vir 'n mooi vertrek. En nie net 'n mooi vertrek nie, 'n vertrek wat by mekaar kom. Ja. Dit moet 'n storie vertel, dit moet 'n prentjie maak en dit moet by mekaar pas. Dit kan nie net 'n klomp goed wees wat by mekaar gegooi is. Daar moet beplanning in wees. Jy het 'n spesifieke styl. Ja en nee. Ek almal het 'n styl. Die beroep is maar soos 'n kuns, jy weet, 'n kunsvorm. So jy het 'n styl en jy het 'n manier wat jy goed doen en jy het goed wat jy op terugval. Maar ek kan regtig waar sê dat ek altyd probeer om na die kliënt te luister. So ek hou daarvan om vir die kliënt te vra, wys vir my wat jy nou in jou huis het. Gestel dis nou sprint in die huis. Wys vir my jou huidige huis. Wys vir my miskien 'n paar idees wat jy al na gekyk het, sodat ek 'n idee kan kry van hulle persoonlikheid en van hulle persoonlike styl. En dan probeer ek dit in ag neem wanneer ek my stempel op hulle, jy weet, op hulle lewe afdruk, want dit is hulle wat daarmee moet saamlewe, dis nie ek nie. As ek klaar stap ek weg en hulle moet daarna kyk elke dag en met dit lewe. So probeer regtig in ag neem wat die kliënt wil hê en wat hulle behoefte is en wat hulle styl is en wat prakties vir hulle gaan werk, want wat vir my prakties is nie noodwendig vir die volgende ou prakties nie. Ja. So, maar ja, en dan sit ek my stempel op dit, op my manier. Sê vir my, hou jy meer van 'n skoner, 'n clean look? Hou jy meer van iets bonterig? Ek Het jy spesifieke kleure voor oë, dit is 'n maklike antwoord. Ja. Enige iemand wat my ken, sal vir jou sê swart en wit. Dis my ding. Dis waar ek gemaklik is, dis waarmee ek die maklikste werk. Ja. Maar dis nie waar ek vashou vir ander mense nie. Maar vir myself, ek dink partykeer, so vandag gaan ek nou uitgaan en 'n bietjie kleur in my lewe inbring. En dan kom ek terug met weer swart en wit. So my kinders weet ook al, jy weet, as hulle 'n ding sien, dan sê hulle, "O, mamma gaan van daai hou of mamma gaan van daai hou want dit is swart en wit." Dit is maar. Sê vir my jou aankope wat jy doen, is dit meer plaaslik? Ry jy rond om iets spesifiek te koop wat jy in gedagte het vir 'n kliënt? Dit wissel. Ek het baie verskaffers wat ek aanlyn na hulle goed kan kyk en dan het ek ook kontakpersone wat ek direk kan kontak en sê, hoorie, ek het nou hierdie ding gesien op julle web, maar ek is nie seker nie want wat op die web wat jy sien is nie altyd dieselfde as wat in die winkel staan nie, die kleur verskil of die tekstuur of so. Dan vra ek, neem gou vir my regte foto dat ek kan sien hoe dit werklik lyk. Of dit die moeite werd is om deur te ry of nie. Dan sal ek soms deurry en gaan kyk. Partykeer is hulle in Johannesburg, dan kan jy nou maar nie net deurry en gaan kyk nie. So dan is 'n mens van fotos afhanklik. Maar waar ek kan ondersteun ek plaaslik, want ek voel ondersteun plaaslik en plaaslik gaan jou ondersteun. Dit is vir my nogals 'n belangrike ding. So hier is kleiner eenman besighede hier in ons omgewing wat ek graag na toe gaan en eers te probeer ondersteun.
Want dit is vir my nogals 'n ding wat belangrik is om te doen. Annelies, wat ons kykers dalk nie weet nie of nie besef nie, is hoeveel tyd in die beplanning ingaan. As jy nou hierdie vertrek kry, waar begin jy nou om te besluit wat gaan jy doen? Want die venster is nou daar in die deur is hier en dis dit. So mense het 'n basiese idee sê nou maar dis 'n sitkamer, so jy weet om 'n sitplek wees en jy weet om 'n hintafeltjie wees om iets op neer te sit en so. Maar baie keer begin dit vir my by 'n item. So iets wat my inspireer of iets wat ek raak sien en ek dink, "Sjoe, van hier af gaan ek werk." En dan vloei dit van daar af. So dit is dit is vir my soos 'n prentjie wat ontvou soms. Die oomblik as ek daai ding het en partykeer vat dit 'n rukkie om by daai ding uit te kom. So ja, dit is 'n proses. Dit is nie net gou-gou sit alles bymekaar soos hulle op die TV doen. Binne 3 dae hele huis oordoen. Dit werk regtig agtig nie so nie. En 'n mens kan nie net besluit hier's nou 'n bank en hy's vir my mooi en ek gaan hom insit nie. Hy moet pas in die vertrek. Hy moet in vorm en grootte inpas in die vertrek en natuurlik sy styl en sy materiaal en alles moet inpas by jou en by alles wat jy gaan by dit sit. So jy kan nie net 'n ding sien en besluit dis die een nie. So ja, daar's super baie beplanning wat in dit ingaan, regtig. As hulle nou sê nou jy kom na my huis toe en ek sê ek is mal oor hierdie bank. Maar hy het natuurlik glad nie die regte materiaal nie die tekstuur nie die kleur nie. Laat jy die stoffering ook doen? Ek doen. Dit hang af hoe net hy is. Anders gaan ek vir jou sê, kom ons kry net 'n nuwe een, want om hom nou oor te doen, 'n splinter nuwe bank of sê nou maar 'n leerbank wat niks meer keer nie, dit is nie die moeite werd nie. Om oor te trek of nie te koop is baie keer regtig min of meer dieselfde prys. Maar soos ons almal weet, nuwe goed het nie die kwaliteit wat ou goed het nie. So as jy 'n stewige ou meubelstuk het, laat trek hom eerder oor, want vandag se goed word vinnig gemaak en haastig gemaak. Die vakmanskap daar is definitief 'n verskil, definitief. Het dit al gebeur dat 'n kliënt goed uitgegooi het en dat jy van daai die moontlikhede gesien het wat jy met goed kan doen, laat jy dit. Kyk, dit sien ons op TV, hoor. Ons sien al hierdie wonderwerk goed op TV. Ek probeer nou vinnig dink, miskien klein goedjies, maar niks groot. Nee. Gewoonlik as hulle dit goed uitgooi, dan is daar rede hoekom hulle dit uitgooi. Mense in vandag se tyd probeer regtig ook maar, jy weet, bespaar en goed omdraai. So baie keer probeer ek dit eerder vir hulle weer laat werk, as wat 'n mens dit nou heeltemal op 'n ander plek laat werk. Maar dit gebeur min, dit is net op die TV, wat dit op die TV. Sê vir my, doen jy net individuele huise, doen jy hotelle, doen jy iets soos Mykonos, kantore, enige ding, enige iets wat iemand my vra, is ek daar en ek sal jou help. Ek het ek gaan nou maar sê, 'n baie unieke samestelling van eienskappe. Ek is baie prakties aangelê, sowel as kunstig. So ek kan regtig waar die visuele prentjies sien om dit mooi te maak, maar ook om dit prakties te laat werk. So vir daai rede is enige ding is vir my moontlik. Jy weet, party is moeiliker, so mense vat 'n bietjie langer en 'n bietjie meer dinkwerk en party goed is maklik en jy binne, jy weet, 'n oomblik het jy 'n idee. Ander gaan jy 'n bietjie huis toe en jy gaan dink 'n bietjie en jy gaan wonder 'n bietjie en dan kom alles bymekaar en dan is daar 'n plan. Met die ontwikkeling hier in die Weskus is julle ontwerpers seker verskriklik besig. Ons is. Daar's definitief 'n verandering in die hoeveelheid inkommers en weet nuwe projekte en groot projekte. So mense voel dit en dit is lekker. Hoe ver werk jy? Net in Vredenburg of? Ek het al sover as Vredendal gewerk. O nee, ja, dis 'n eentjie. Vir 'n eendag ding en dan ek was al sover as Tabazimbi. Ja, wat 'n 2 jaar projek was, so dit was baie heen en weer. Dit was nou nie net een dag trippies nie, dit was 'n paar weke daar en 'n paar weke by die huis. So dit was 'n groot omwenteling in ons lewe, maar
dit was lekker en ek het so baie geleer want die styl daar is totaal verskillend. Dit glad mos nou nie see nie, Bosveld is totaal verskillend. So ek het so baie geleer en so baie ondervinding opgedoen dat ek's regtig dankbaar vir daai tyd. Ja. So ja, ek werk waar die werk is. Oor die algemeen sal 'n mens sê, ek gaan nie iemand kry om my te help met my huis nie. Ek gaan dit self doen, maar dit is gewoonlik duur. Hoekom sal jy as binnenshuisversierder vir ons eerder aanbeveel om iemand te kom help om jou net 'n bietjie rigting te gee? Weet jy wat, ons kyk anders na dit. Ons wat binnenshuisversierders is, ons het die kennis, ons het die praktiese know-how van hoe om 'n ding te laat werk. Ja. En iets wat regtig die waarheid is, en ons almal is skuldig daaraan, jy hak vas by wat jy ken. So die oomblik as jy iemand anders inkry wat met vars oë inkom, dan wys hulle dalk vir iets wat jy nooit aan gedink het nie, wat vir jou wonderlik is en wat vir jou 'n nuwe wêreld oopmaak. Maar dit is belangrik en veral met plasing van meubels en die kies van meubels en items. Ons het net 'n ander oog vir dit. So ons gaan 'n ding vir jou insit wat werk in die spasie. Hy is nie net mooi nie of hy is nie net, jy weet, daar om by die ander goed te pas nie. Hy gaan werk in die spasie. En dit is partykeer belangriker as om net die mooi ding te kies. Ja. Nou ja, daar het julle nou uit die mond van 'n kundige gehoor dat ons moet 'n bietjie iemand kry wat met 'n ander oog kyk in ons huis. Definitief. Dit is so belangrik dat ons tevrede is in die omgewing waar ons bly, want ons wil so toe gaan, dit is ons veilige vesting. Verseker. En jy moet rustig wees daarvoor. Definitief. En partykeer ek is verskriklik bond. Partykeer dan kom ek so in die aand by die huis, dan dink ek, why did I do that? Ja, en enige iemand wat doen wat jy doen, sal weet dat daar nie so iemand by my huis naby was. Presies, tog ek seker dit is waar nie. Maar baie dankie Annelies. Dit was regtig 'n voorreg om 'n bietjie met jou te gesels. Dankie vir jou. Dit was lekker. Bietjie vir ons kykers net 'n ander kykie te gee na binnenshuisversiering. Ja. Doodreg. Dankie julle. Mooi loop.